aan tafel kom sit, Yeshua. U is die koning van ons hart. Ek bid dat U elkeen van ons harte sal voorberei en dat ons waarlik net ons harte sal kom gee. En Vader, U is die hartchirurg. Kom verander die hart van klip na hart van vlees. Come away with me is die uitnodiging. Ons het 'n fout gemaak op die description van daai come away with me, daai me is met 'n hoofletter want dit is U, Yeshua, U roep ons to come away with you. We want to come away with you. Ons wil saam met U in afsondering kom in hierdie tyd. Hier roep ons om af te sonder en om in U teenwoordigheid te kom sit. Ons wil hierdie foon en hierdie dinge van hierdie wêreld wil ons eenkant plaas en ons wil net in U teenwoordigheid kom sit en sê, hier is my hart. Hier is my hart. I open my heart. Kom leef vir my. Kom raak ons elkeen aan, kom verander hierdie hart. Dat hy sal klop net vir U. Elke klop. Vader, ek bid dat U my mond sal aanraak met 'n vuurkoel en elke woord wat gespreek word uit U troonkamer. Kom raak ons aan. Elke iets wat ek spreek wat nie van U af is nie, mag my tong aan my verhemel te vasplak, net die waarheid. Heilig, heilig, heilig is U. Ons eer U, ons loof en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua Messiah se naam, die seun van Jotewaweh. Amen, amen, amen. Ons is in 'n reeks wat genoem word aan tafel saam met Yeshua en vanaand se titel is die aand voor Yeshua se kruisiging. So van my kant af geseënde Pesach het sopas aangebreek met son onder en mag Vader jou seën soos wat ons saam sy fees, soos wat hy in Levitikus 23 vir ons gee, saam gaan fees vier. En soos ek genoem het, gaan ons van vanaand af tot volgende Sondag hierdie Pesach afsonder en tyd in sy teenwoordigheid spandeer. As jy nie hier kan wees nie, kan jy dit gerus ook kyk op YouTube. Ons sal die live sendings uitstuur, maar kom ons los die dinge van die wêreld en sonder af en maak tyd in sy teenwoordigheid. In Johannes 13 vers 1 staan, en voor die fees van die Pasga het Yeshua, omdat hy wis dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad tot die einde toe. Ja, vanaand amper 2000 jaar gelede, was 'n paar uur voor Yeshua se kruisiging. En hierdie aand sit Yeshua saam met sy disippels vir die laaste keer saam aan tafel. Hy het vroeër die dag vir Petrus en Johannes gestuur om te gaan voorberei. Maar hierdie aand het daar baie dinge gebeur. Naamlik, Yeshua het sy disippels se voete gewas, Judas het Yeshua verraai, Yeshua het 'n baie lang gesprek met sy disippels, en Yeshua het saam met sy binnekring gaan bid in die tuin van Getsemane, en nog vele meer. Yeshua is in die middel van die nag verhoor, en Yeshua was uiteindelik die volgende dag 9 uur, wat môre vanaand het 14 Aviv al reeds aanbegin, want volgens die Hebreë kalender begin het vanaand, begin 'n nuwe dag, môreoggend 9 uur was Yeshua al reeds op die kruis. 2000 jaar terug was dit die 14 Aviv op 'n Woensdag. En het hulle op 'n Dinsdag aand het Yeshua saam met sy disippels die brood gebreek, voete gewas en die beker gedrink. Presies op hierdie selfde tydstip wat Yeshua 9 uur die oggend aan die kruis gesterf het, is presies wat hulle vir 1500 jaar gedoen het voor Yeshua gekom het, waar hulle die lam, die Pasga lam wat van Bethlehem moes afgekom het, die Pasga lam wat van Bethlehem moes afgekom het hulle geoffer. En hierso is die lam van God 5 dae voor hy geoffer is in Jerusalem.
wat ook van Bethlehem afgekom het. En presies soos wat Abba Vader vir Moses instruksie gegee het om die herinnering te doen en as hy die rigtingwyser van dit wat Yeshua gaan kom doen, het hulle dit gevier en so daarom was daar baie mense in Jerusalem toe Yeshua self daar was as die lam van God. Jy sien vanaand amper 2000 jaar gelede toe Yeshua sy disippels se voete was, die aand voor sy kruisiging, ons lees daarvan in al 4 evangelies. Maar een van die evangelies gee so baie inligting oor hierdie aand. Daar's nie een van hierdie evangelies wat so baie inligting gee soos Johanan, die disipel wat Yeshua liefhet. Johannes het 5 hoofstukke geskryf in die evangelie van Johannes oor die aand. 5 beteken genade. So miskien is daar iets in hierdie 5 hoofstukke wat Yeshua ons leer, want hy weet wat gaan gebeur. Hy weet wat gaan gebeur. Johannes skilder vir ons 'n prentjie amper soos hierdie belangrike prentjie wat ons ook van lees in Genesis 48, waar Jakob net voor hy doodgaan al 12 sy seuns bymekaar roep en hulle seën. En ek dink jy ons besef wat Yeshua, en ek dink die disippels het besef wat Yeshua, hulle koning, ons bruidegom, ons hoëpriester, alles gedoen het daardie aand voor sy kruisiging nie. Die probleem is, ons stop ook nie rarig en ontleed dit nie. Wat het alles gebeur daardie aand voor hy? Want as iemand tot sterwe gaan en hy roep mense met sy testament en hy roep mense na hom toe by sy sterfbed, dit wat hy daai aand spreek of daai dag spreek, is van kardinale belang. Ek onthou dit met my eie ouma wat vir jare vir my gebid het. My oupa was 'n dominee, ek het hom nooit geken nie, en sy was 'n dominee se vrou, en ek het gesien hoe sy bid en vas. Sy het nagte om vir my gebid. Maar net voor sy tot sterwe kom, het sy die hele familie bymekaar geroep in haar kamer. Niemand van ons kon 'n woord hoor wat sy sê nie, behalwe my suster. En sy het vir elke ene boodskap gegee, elke ene woord gegee. Net so het Yeshua, net voor hy tot sterwe kom, net voor hy gekruisig is, het hy vir ek en jou baie, baie belangrike woorde. Yeshua het ook sy disippels vanaand 14 Aviv of Nisan 2000 jaar gelede die aand voor sy kruisiging vir hulle sy nalatenskap gegee. Yeshua ons hoëpriester het die aand voor sy dood sy disippels en ons as sy disippels vandag, hy het hulle geroep en hy roep ons om in afsondering by hom aan tafel te kom sit. Ek weet die wêreld druk ons raak te besig en dis net te veel dinge. En dis hoekom hierdie week se gedeelte of parasha wat ons ook saam bestudeer het in die Torah, net voor Pesach, elke jaar voor Pesach, die gedeelte wat ons saam bestudeer in die Torah, word genoem Vayikra, wat beteken, hy het geroep. Hy het geroep. Ja, jy word geroep, jy word nie verplig nie. En ek weet, partykeer is daar so stryd in die vlees en die gees, want, yes, ek is nou nie lus vir dit nie. Ek kan nou eerder die Masters kyk op TV. Of ek kan nou eerder hierdie dinge doen. Jy word geroep, jy word nie verplig nie, om die drempel van toewyding oor te steek. Jy word geroep, jy word nie verplig, om jouself te onderwerp aan hom nie. Dis hier waar jy jouself sal gee, dat hy jou hart so kom mal, soos wat ons gesien het. Dankie Dylan. Jy word geroep, jy word nie verplig om 'n dankoffer en loofoffer vir hom te bring. Jy word geroep, jy word nie verplig nie om 'n sondeoffer vir hom te bring. Jy weet, Petrus het gedink hy het nie sonde nie. En baie kere dink ons ook, ek glo mos nou in Yeshua, so ek is fyn. Ons gaan kyk daarna vanaand. Jy sien, Abba Vader is heilig, afgesonder van sonde, en as jy hom wil nader, as jy rarig in sy presence wil inkom, as jy rarig hartsbegeerte het, om van hom van aangesig tot aangesig te ontmoet,
is daar protokol. En dit is om jou sondes te bely en by die voet van die kruis neer te lê en volle berou te hê en dit te bely. Jy is dalk gered, jy glo in Yeshua. Maar wat van die sondes wat ek en jy vandag gedoen het? Wat van daardie ongeduld? Wat van daardie kritiek wat jy vandag gelewer het? Daardie dood wat jy gespreek het? Wat van daardie hoogmoedige attitude? Jy word geroep, jy word nie verplig nie om 'n skuldoffer vir hom te bring. Dis al die dinge wat die vyand jou oor laat skuldig voel van die verlede, om dit by die voet van die kruis te kom neerlê. Want Yeshua weet alles, hy is die Alfa en die Omega, hy weet alles. Hy weet alles, hy weet hoe die vyand ons tuister met dinge, sodat ek en jy nie kan opstaan in die roeping wat hy vir ons het nie. Hy weet wat is dit, hy weet wat is ons verskonings, dat ons nie disippels maak nie, want dit is ons opdrag van ons koning. Hoeveel disippels het ek en jy gemaak? En daai disippels wat jy gemaak het, gedoop. En daai disippels wat jy gedoop het, geleer van die waarheid. Dis jou opdrag. Jy word geroep, jy word nie verplig nie, om aan tafel te kom sit. En Yeshua wil jou voete was. Om deel te wees van hom. Hy wil jou voete was om deel te wees van hom. Yeshua ons koning wil jou bedien. Yeshua roep jou om af te sonder vir hom. Jy word genooi om af te sonder en aan tafel te kom sit saam met jou koning. Ek het Woensdag 'n woord gedeel en dit het net so op my hart gekom om te sê, wat as dit dalk my of jou laaste Pesach is? Wat as dit hierdie geleentheid is waartoe Yeshua my en jou roep? En dis Abba Vader se bepaalde tyd volgens Levitikus 23. Want dit wat Yeshua die aand voor sy kruisiging met sy disippels bespreek het, het ewigheidswaarde en het nog steeds ewigheidswaarde vir my en jou. Vanaand het ewigheidswaarde vir jou, want Yeshua roep jou om aan tafel te kom sit. Daarom gaan ons om en om hierdie tafel loop in hierdie volgende week, en dis die Hebrew mindset, ons gaan om en om loop hierdie tafel, dit wat Yeshua alles bespreek het in 5 boeke in Johannes, van Johannes 13 tot Johannes 17. Wat het Yeshua die aand met sy disippels alles bespreek, en hoe dit gebeur, hoe dit uitgerol? En dis my gebed, dat jy hierdie uitnodiging sal aanvaar, jy word geroep deur die koning van alle konings, jy word nie verplig nie. Jy sien wat Yeshua die aand voor sy kruisiging doen, is om aan sy ware priesters, sy ware disippels, alles te kommunikeer, wat hy voorberei het vir hulle, vir wie hy lief het. Yeshua wil dalk vir jou iets, met jou iets kom deel, aan tafel, dit wat hy vir jou voorberei het. Maar sien, die Judas moet eers uit die vertrek uitgaan. Die Judas moes eers geloop het. En ek wil vanaand vir die Judas in die kerk sê, uit. In Yeshua se naam. Want jy kry dit, jy kry die wat wil afbreek, die wat wil, jy kry dit nog steeds. Yeshua gee vir hulle as ook vir ons sy beloftes, wat perfek opgeteken is deur Johannes, deur die inspirasie van Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. So hoekom is alles perfek opgeskryf deur Johannes? Hoekom het Johannes, hoekom het hy hierdie 5 dinge 5 hoofstukke gaan opskryf, van wat alles daai, en die ander disippels het dit nie so belangrik geag nie. Hoekom Johannes? Is dit omdat Johannes sê, ek is die een wat Yeshua lief het? Is dit omdat Johannes sy kop op Yeshua se bors gesit het? Het Johannes iets verstaan? Want Johannes is ook die een van die disippels, wat nie so erg soos die ander disippels doodgemartel is nie. Wat het Johannes verstaan? Want sien, Johannes het opgeskryf van Yeshua se gebed in hoofstuk 17. En Yeshua se gebed in hoofstuk 17 is dat Abba Vader alles sal doen, dat Abba Vader alles sal vervul waarvoor Yeshua gebid het, en wat hy beloof het in hoofstuk 13 tot 16. Yeshua bid Johannes 17, dat Abba Vader alles sal vervul,
dit wat Yeshua beloof het van Johannes 13 tot Johannes 16. Daar is hierdie skatkis vol beloftes van Yeshua. En dalk is die kerk verlam omdat ons eers weet wat is Yeshua se beloftes nie. Verstaan ons dit? Yeshua pleit by Abba Vader die aand voor hy gekruisig word om alles wat hy beloof het vir sy disippels, vir sy bruid te gee en laat dit waar word. En as jy ooit gewonder het oor die belangrikheid van gebed, behoort Yeshua se gebed in Johannes 17 waarna ons gaan kyk, gaan dit vir jou beantwoord hoe belangrik is gebed. Jy sien selfs in die kommunikasie binne die drie eenheid, God Vader, Seun en die Heilige Gees speel gebed 'n rol in die verwesenliking van die wil van Abba Vader. Jy sien die disippels het nie aldag besef wat werklik besig was om te gebeur nie. Alhoewel Yeshua, ons gaan môre daarna kyk, verskeie kere vir hulle gesê het, my tyd het naby gekom. Maar hulle wou dit nie glo nie. Hulle wou dit nie glo nie. Dalk was die disippels net eenvoudig onkundig. Dalk was hulle selfsugtig. Dalk was hulle ambisieus, dalk lafhartig. Want hulle was bekommerd oor hoe belangrik en wie die grootste van hulle gaan wees in die nuwe koninkryk. Terwyl hulle bekommerd is daaroor, maak Yeshua beloftes aan hulle wat ou se verstand te bowe gaan. Soos in Judas, hoekom loop jy uit voor jy die beloftes hoor? Want as 30 silwerstukke vir jou belangriker is as die beloftes wat Yeshua gee. Hoekom maak Yeshua hierdie beloftes aan hulle hoekom maak hy hierdie beloftes aan hulle wat bekommerd is oor hulle eie belange? Yeshua weet tog alles. Hy weet hulle is net belangrik oor hulle is net bekommerd oor hulle eie belange en hoe belangrik en hoe groot hulle gaan gesien word deur die mense. Hoekom gee Yeshua vir hulle hierdie beloftes wat so selfgesentreerd was? Wat so selfsugtig is, dieselfde rede hoekom hy dit vir ons gee. Weet jy wat sy antwoord? Weet jy hoekom gee Yeshua al hierdie beloftes vir sy disippels wat net geworried is oor wie gaan die grootste in die koninkryk wees en wat so selfsugtig is en so eie gesentreerd is? Hoekom gee Yeshua vir hulle hierdie beloftes? Die antwoord is liefde. Wat Yeshua gemotiveer het was liefde. Hoor gou die mees algemene woord in hierdie laaste aand waarvan Johannes 5 hoofstukke opgeskryf het, is liefde. Liefde en weer liefde. En hierdie brand my hart, want ek het dit nog nooit gesien, soos wat Abba dit nou vir my geleer het nie. En daarom net daai klein klip van daai video wat Yeshua weet wat môre gaan gebeur. Hy ken die detail tot in die, hy weet presies. Hy weet hoe hulle sy baard in sy gesig uitdruk. Hulle weet hoe daai vlaghelm, daai 38ste hou, toe hy hom so geslat het, hoe daai bloed so uitgespat het. Hy weet presies elke detail. Hy weet. Hy sit voor sy disippels wat so selfgesentreerd is. En hy praat 5 hoofstukke met hulle. Hy begin met liefste in hoofstuk 13 vers 1. Wat ek vroeër vir ons gelees het. Hy eindig in sy gebed in Johannes 17 vers 26 en sê, Vader, sodat die liefde waarmee U my lief gehad het, in hulle kan wees en ek in hulle. Abba, dat die liefde wat U vir my gehad het, daardie gesed liefde in hulle kan wees en ek in hulle. Gesed liefde is liefde wat ek en jy nie kan hê nie. Dis liefde wat in ons kom, die oomblik as ons Yeshua aanvaar. En dan kan jy die wat jou skade aangedoen het, die wat jou seer gemaak het, jy kan hulle vergewe want net soos wat jy vergewe Abba jou. Dit het alles begin met liefde. Johannes 13 vers 1,
Dit het geëindig met liefde. Johannes 17 vers 26. Dit gaan alles oor oneindige goddelike liefde. En toe Abba Vader vir my wys, een donderdagoggend vroeg toe ek saam met die leeu intercessors bid, toe wys Abba Vader vir my, dit is waaroor hierdie Pesach gaan. Toe was ek net so in awe, toe my hart net daar so gekrimp, want ek dink ons het 'n klou van liefde, ons het nie 'n vaagste benul van liefde nie. Dis asof Johannes ons ook wil laat verstaan, wat Yeshua eintlik daardie aand vir sy disippels en vanaand vir ons as die bruid wil sê, is Yeshua sê, ek het 'n vurige begeerte om vanaand en hierdie Pasga saam met jou tyd te spandeer in afsondering, my kind. Ek nooi jou na my tafel toe, kom weg saam met my in afsondering. Ja, soos wat Abba Vader die kinders uit Egipte verlos het, deur die bloed van die lam na 'n huwelikseremonie by Berg Sinaï, so wil ek as die lam van Abba Vader jou verlos. Kom saam met my weg in afsondering en kom fellowship saam met my, kom communion saam met my. Aanvaar my huwelikskontrak. Jy sien, Yeshua het geweet wat die volgende dag sou gebeur. Want 9:00 die volgende oggend sou hy homself gee, want myn jou loon was die dood. Hy het dit op hom geneem. Johannes sê in Johannes 13 vers 1, omdat Yeshua geweet het dat sy uur gekom het. Trouwens in Johannes 18 vers 4 staan daar, Yeshua het geweet alles wat met hom sou gebeur. So is nie ek wat dit opmaak, hy weet presies. Hy weet presies hoe daai spoeg gekom het en van waar af. Hy weet presies waar hy geval het met die houtkruis. Voor dit nog gebeur het. Hy weet presies wat in daai soldaat se kop gegaan het, wat met 'n spies gekom het, en daai spies so in sy sy ingedruk het, tot in sy hart. Hy weet presies. Yeshua het geweet alles wat met hom sou gebeur. Jy sien, ons weet nie wat môre met ons gaan gebeur nie. En Abba Vader leer my onkunde van toekomstige pyn, onkunde van toekomstige lyding is 'n blessing. Dis 'n seën. Maar Yeshua is die Alef en die Taf. Hy het presies geweet wat kom. Inteendeel dink ek, in sy gedagtes moes hy 1 miljoen keer sien hoe hulle die spykers deur sy hande kap, hoe die spykers deur sy voete kap, hoe hy spies deurgaan, hoe daar die vlaghelm op sy rug neerhaal. Yeshua het presies geweet wat elke spesifieke detail, perfek geweet alles wat met hom sou gebeur. Yeshua het selfs oor van hierdie besonderhede gepraat. En ons gaan daarna kyk. So, weet jy hoekom het Yeshua dit gedoen? Hoekom het hy die disippels om 'n tafel gebring en vir hulle gesê, hoorie, so vanaand is baie belangrik. Vanaand is baie belangrik voor dinge gaan gebeur. Weet jy hoekom het hy hulle bymekaar geroep? Hoekom roep hy my en jou op hierdie spesifieke tyd bymekaar? Weet jy hoekom sê Abba Vader in Levitikus 23 lank voor die tyd, hierdie is sy samekoms en ons moet dit nie. Weet jy hoekom roep hy ons saam om bymekaar te kom, om aan tafel te kom sit? Want hy het jou lief. Hy het jou lief. Die vraag is, hoe word Yeshua se liefde vir sy disippels en vir ons gemeet? Hoe word dit gemeet? Want dis nie romantiese liefde nie, dis nie sentimentele liefde nie, dis nie emosionele liefde nie, dis nie wispelturige liefde soos wat ons liefhet nie. Dis vaste, ewige liefde wat ewige verlossing, ewige seën en ewige heerlikheid verskaf. Dis genadiglike liefde. Hierdie liefde wat Yeshua vir ons betoon, is liefde wat ons in die huwelik moet toon. Die liefde wat ons in die liggaam van Yeshua moet betoon. Dis vaste, ewige liefde wat ewige verlossing, ewige seën en ewige heerlikheid verskaf. Dis genadige liefde. Dis liefde wat ons nie verdien nie. Dis soewereine liefde. Hy het ons eerste lief gehad. Ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het.
Dis verlossende liefde. Dis liefde wat uitgereik ons gesoek en gekoop het. Dis onvoorwaardelike liefde, dis nie gebaseer of enige iets wat ons gedoen het nie. Dis getroue liefde tot die einde toe. Niks kan ons van hierdie liefde skei nie, Romeine 8. Dis voorbiddende liefde, want hy is ons hoëpriester wat nog steeds vir ons intree by Abba Vader. En vir ons bid dat dit wat hy vir ons beloof het in sy gesprek voor hy gekruisig is, dat dit alles sal gebeur. Dat daar eenheid in die kerk sal wees, dat daar eenheid sal wees onder broeders. Dis opofferende liefde. In Johannes 15 vers 13 sê Yeshua, niemand het groter liefde as iemand wat sy lewe vir sy vriende aflê nie. Dis die grootste opoffering. Dis vrywillige liefde. Hy het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemel, en dis liefde onverstaanbaar. Sy liefde vir ons. Dis sy liefde vir ons. En sy liefde vir ons gee ons die vermoë om ook lief te hê. Dit gee ons, sy liefde vir ons, gee ons 'n tuiste in die hemel, want hy het vir ons gaan plek voorberei. Sy liefde vir ons gee vir ons baie beloftes waarna ons gaan kyk. Sy beloftes dat hy sal voorsien wat ons ook nodig het. Hy stuur vir onsself 'n helper wat ons sal leer meer van hom. En wat ons sal bewus maak van sondes. Wat met ons die heeltyd sal wees. Hy gee vir ons volmaakte vrede. Sy liefde gee vir ons gemoedsrus en sy opstanding. Sy liefde gee vir ons geestelike vrugte. Sy liefde gee vir ons ware vreugde. As jy ooit vreugde gesoek het, dis net by Yeshua. Sy liefde laat ons triomf in vervolging en moeilike tye en woestyntydperktye. Dit gee ons die krag om die evangelie te verkondig, sy liefde. Sy liefde gee ons die goddelike hulp om 'n ander sondaar te oortuig. Sy liefde gee ons alles. Want dit is asof al 12 hierdie beloftes wat hy ons gee van sy liefde wat hy vir ons het, dis asof dit nie genoeg is nie. Want Yeshua sê in Johannes 16 vers 23, voorwaar ek sê vir julle, as julle die Vader iets in my naam vra, sal ek dit ook aan julle gee. Hy gee vir ons 12 amazing beloftes, en dan sê hy, ek het julle so lief, wat julle ook al in my naam vra, sal ek vir julle gee. Enigiets in my naam. Want in Johannes 16 vers 24 sê Yeshua verder, tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie, bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan word. So hoor gou wat leer Yeshua ons eerste, die aand voor hy gekruisig is. Yeshua leer ons van onbaatsigtige nederigheid. Onbaatsigtige nederigheid, hoor gou. Onbaatsigtige nederigheid is die hart van liefde. Jou vermoë om lief te hê, is direk gekoppel aan jou vermoë om jouself te verneder. Maak dit sin? Ander woorde, jy kan waarlik lief hê as jy doodgaan in jouself en Abba vul jou met sy liefde, dan kan jy waarlik lief hê. Jou vermoë om lief te hê is direk gekoppel aan jou vermoë om jouself te verneder. Dit gebeur nie vandag in die kerk nie, dit gebeur nie vandag in huwelike nie, ek wil die hele tyd reg wees. Ek is net besorg oor myself. Ek is net ek. Dit is net hebsig, dit gaan net oor my t-shirts, dit gaan net oor my tekkies, dit gaan net oor my selfoon, dit gaan net oor my horlosie. Dit gaan oor my salaris en ek en my kar wat ek ry. Dis waaroor dit gaan. So vol van onsself en hebsig. Ek is die een wat die finansies het. Ek is die een wat in bestuur is. Jy is absoluut niks sonder Abba nie, hoor. Hoe nederig jy is, met ander woorde, hoe meer jy jouself, die eie ek begin neerlê, hoe groter is jou vermoë om lief te hê. Hoe meer jy doodgaan aan jou eie ek,
en jou selfbesorgdheid, hoe hoër word jou besorgdheid teenoor ander. Want ek wil dit hê. Hulle wou nie vir my luister nie. Ek gaan dood aan jouself. Gaan dood aan jouself. Hoe meer jy doodgaan aan jouself, hoe meer raak jy besorgd oor ander. Ons lewe in 'n wêreld wat behep is met ek en self. In hierdie wêreld as jy gefokus, as jy in hierdie wêreld is jy gefokus op jou voorkoms. Jy is gefokus op jou gevoelens, jou emosies en jou persoonlike begeertes. In hierdie wêreld, as jy in hierdie wêreld is jou hoogste doel, om die hoogste moontlike vlak van geluk na te jag. Daardie paycheck van 'n manager. As jy in hierdie wêreld is jou hoogste moontlike vlak van geluk om geld en aansien na te jag. As daar ooit 'n woord was wat die teenoorgestelde van liefde is dit selfsug. Selfsug. En ons is so vet van selfsug. Ongelukkig is dit iets wat van geboorte af deel is van elkeen van ons. Byna elke sondige daad wat ooit gedoen is, kan teruggevoer word na 'n selfsugtige motief toe. Hoor gou, selfsugtigheid is 'n eienskap wat ons in ander mense haat. Daai ou is so selfsugtig. Ons haat dit, nee. As jy iemand sien wat selfsugtig is, ons haat dit. Maar in onsself probeer ons dit regverdig. Almal wil die baas wees. Almal wil vertel hoe dinge gedoen moet word en niemand wil hulle self opgee, hulle self verloon en hulle self verneder deur te dien nie. Almal se voete wil gewas word, maar niemand sal opstaan en almal se voete was nie. En dis wat Yeshua ons koning ons kom leer oor liefde. Yeshua sê wel, dis onbaatsigtige nederigheid is deur die disippels. Julle wil groot wees in my koninkryk. Kom ek leer julle gou. Liefde is sy suiwerste vorm is onselfsugtig. Paulus som dit vir ons baie op en hy sê liefde soek nie sy eie belang nie. Jy sien, opoffering word gedefinieer as 'n uitdrukking van liefde. Yeshua het liefde beskryf in Johannes 15 vers 13 waar hy sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Daar's nie groter liefde as jy jouself en jou eie selfsugtige hebsug en al die dinge wat jy so graag nastreef, sal neerlê en sal serve nie. Sal die skorrelgoed begin was. Klere begin was, stryk, vloere was. Nee, ek sit op my bank want hierdie is my stoel en ek moet gedien word. Dis hoe dit werk, nie? Yeshua leer ons om lief te hê. Yeshua leer ons om lief te hê en hy leer my 4 dinge wat ek graag vanaand vir jou wil, wat ek met jou wil deel, wat Abba Vader my leer. Yeshua leer ons om lief te hê. 4 dinge. Die eerste ding is om lief te hê soos Yeshua. Liefde tree op. Liefde tree op. Liefde sit nie aan die kantlyn nie. En gee kommentaar, ons het so gewoond geraak daaraan, ons sit langs die rugbyveld en gee kritiek oor hoe simpel die ou nou skop en Johannes 13 vers 34 tot 35 sê Yeshua, 'n nuwe gebod gee ek julle dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is as julle liefde onder mekaar het. Kan ek gou vra, kan iemand sien jy is 'n disipel van Yeshua? Maar weet jy hoe gaan hulle dit sien? En die wyse hoe jy optree in liefde.
Is dit nie skerry as jy eintlik daaraan dink nie? Want dan moet die kerk ons vol disippels wees. Maar ons is so bang om ons hand op te rig om iets te doen. Of dis hoe ons Yeshua in ons lewens tentoonstel as disippels. Ons openbaar sy liefde in nederige uitdrukkings, soos om voete te was. Jy sien, voete was is 'n noodsaaklikheid wat Yeshua ons kom leer het. As ons koning dit gedoen het, om liefde te betoon, moet ons nie ook nie. Nou in daardie tyd, het hulle met sandale baie ver gestap en hulle voete was vuil. En die voete, as hulle by 'n plek sou gekom het almal hulle skoene uitgetrek en dan die slaaf hulle voete gewas. Dit was regtig 'n slaafswerk om voete te was. Dit was nie 'n lekker werk nie, maar dit was tog so nodig. Jy sien, Yeshua het geweet dat die disippels, soos gesien in Lukas 22, wat Yeshua het gesien dat dit wat belangrik was vir die disippels en dit waaroor hulle getwis het was oor wie die grootste geag gaan word in die koninkryk. Die disippels was gepla oor hulle eie waardigheid, hulle eie eer, hulle eie verheffing, want ek is so 'n man van inbors. Niemand wou die rol van 'n slaaf aanneem nie. En so het niemand nie, daardie aand, amper 2000 jaar terug nie, behalwe Yeshua. Ek dink, dit moes Yeshua geweldig bedroef het. Maar is toe dat Yeshua opstaan en hulle voete was, want om lief te hê, het alles te doen met hoe jy optree. Dis nie iets wat jy net sê nie. Yeshua wys ons, dis hoe jy optree. Liefde het 'n aksie. Omdat die disippels se siening van die Messias was, hy het gekom om te heers as koning en heers oor die Romeine. En hulle het hierdie triomfantiese siening van die Messias gehad dat hulle gaan nou ewe skielik hierdie poste betree wat niemand anders gaan kry nie. Hulle gaan feit salarisse kry. Hulle siening van Yeshua was dat hy sy koninkryk op aarde nou gaan vestig. Dit was hulle siening. Hulle siening was Yeshua kom om te regeer en heers oor Jerusalem, oor Israel en oor die wêreld. Waar het hulle aan hierdie siening gekom? Dis wat die profete geprofeteer het, maar dit is wat die profete geprofeteer het met Yeshua se tweede koms. Daarom moet ons ook, as ons wil belangrik wees met sy tweede koms, as hy vir 1000 jaar gaan roel op aarde, moet ons nou diensbaar wees. Want as jy nou diensbaar is, gaan jy groot wees in sy koninkryk. Hy sê dit. En daar is nie 'n fout om belangrik te wil wees in sy koninkryk nie. Want anders sou Yeshua dit gesê het. Nee, hoor, julle het verkeerde, julle moet nie wil belangrik wees in my koninkryk. Yeshua sou dit vir hulle gesê het. Maar hy sê vir hulle, nee, as julle wil belangrik wees in my koninkryk, surf. Dien. Was voete. Dawid het hierdie wat gaan gebeur, as Yeshua kom met sy tweede koms, gaan ons vir 1000 jaar saam met hom op aarde roel. Dis beloof aan Dawid, dis beloof aan Abraham. Dis waar hulle daaraan kom, maar hulle het nie besef Yeshua se eerste koms was vir die wat buite verbond is nie. Hoor gou, selfs na Yeshua se opstanding uit die dode, sê die disippels vir Yeshua in Handelinge 1:6, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Hulle het tot voor hy opvaar na die hemele toe, het hulle nog nie besef hoekom hy eintlik gekom het nie. Want hulle het 'n koninkryksperspektief gehad, hulle het 'n ambisieuse, eie ek gedrewe lewe gehad. Hulle wou nie hoor dat Yeshua eers gekom het om te dien en te verlos nie. Met sy tweede koms gaan hy heers, maar hulle het dit nie verstaan nie. Inteendeel, hulle kon nie die vernedering van Yeshua hanteer nie. Watter koning was nou sy mense se voete? Wie doen dit? Die woord sê,
Yeshua en die disippels sit almal aan tafel en dan sê Johannes 13 vers 4, Yeshua het van die maaltyd opgestaan en sy boekklere uitgetrek en 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Daarna het Yeshua water in 'n bak gegooi, het die voete van die disippels begin was en afdroog van die doek wat hy omgehad het. Yeshua kom toe by Simon Petrus. Simon Petrus. Yes, hy sê ek love hierdie disipel. Wie like vir Petrus? Maar hierdie aand sit Petrus met bietjie hoogmoed in hom. Want Yeshua sê vir hom later, hoorie, die duiwel gaan jou sif soos koring, hoor. En as hy jou klaar gesif het, kom dien jou broer. Kom sif. Jy het jouself so op 'n hoë peddeltjie gesit. So Yeshua kom by Simon Petrus en Petrus sê toe vir Yeshua, Here, gaan U my voete was? U is so verhewe en U, my koning, moet nou afkom en my voete was? En Yeshua antwoord en sê vir hom, wat ek doen, begryp jy nou glad nie, hoor Petrus. Jy verstaan nou nik. Maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê toe vir Yeshua, U sal my voete in der ewigheid nie was nie. En Yeshua antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel van my nie. Hoekom sê Yeshua dit? Kan jy onthou wat was Abba Vader se instruksies aan die priesters in die tabernakel nadat hulle die offers gebring het? En hulle wou Abba Vader se teenwoordigheid ingaan? Die priesters, voor hulle die tabernakel ingegaan het, nadat hulle die offers gebring het, was daar eers 'n waskom. Hulle moes hulle self eers was. As hulle Abba Vader se teenwoordigheid wil ingaan, moet hulle self was. As jy aan tafel wil kom sit saam met die koning van alle konings, die hoëpriester, you need to be washed. Petrus dink hy is nie nodig nie. Hy het nie sondes in hom nie. Ek glo dan in U, Yeshua. Yeshua sê vir Petrus, as ek nie jou voete was nie, kan jy nie deel wees van my nie. Met ander woorde, al glo jy in my Petrus, al glo jy ek is die seun van God, want jy het dit self gesê in Matteus 16, as jy nie toelaat dat ek die lewende woord, wat die lewende woord is, Johannes 1 vers 1, Johannes 1 vers 14, jou voete, jou doen en late, was nie, kan jy nie deel wees van my en die ewige lewe nie. Daar is nogal 'n bammer vir mense wat glo, one time saved, always saved. Hoe duidelik wil ons dit nie kry nie? Jy sien, as ek sê, ek is in verbond met Abba Vader, moet ek ook bereid wees dat Abba Vader my lewe verander. My reinig, my was, skoon was daaglik met sy woord. Hoekom sê Yeshua vir sy disippels in Lukas 9 vers 23, pick up your cross and follow me daily. Ons het nodig om daagliks onsself neer te gee as die drempel van toewyding oor te steek, onsself te gees lewende offers en te vra, reinig hierdie gedagtes van my, want ons is sondig, ons lewe in 'n sondige wêreld. So Simon Petrus sê toe vir Yeshua, leermeester, nie net my voete nie, hy verander van ter ewigheid gaan jy my nie was nie. Hy is so wisselvallig. Jy gaan in der ewigheid nie. Yeshua sê jy my nie as ek jou nie was, jy deel van my nie. Hier sê Petrus, leermeester, nie net my voete nie, maar die hande en die hoof, sommer my hele liggaam. Dis soveel ziel hier binne in Petrus, hy het geleer, hy was 'n disipel, hy was 'n student van die dosent. Yeshua sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein, en julle is rein, maar nie almal nie. So Yeshua weet van Judas wat daar naby sit. Maar het jy gehoor wat sê Yeshua? Hy praat hier nie net met die wat in hom glo nie. Hy praat hier nie met mense wat nie in hom glo nie. Hy praat met sy disippels wat 3 jaar saam met hom gewandel het. Hy weet hy is die seun van God. En Yeshua sê,
Nie almal nie. Hoekom het Yeshua gesê nie almal nie? Het Judas in Yeshua geglo? Seker. Hoekom sou hy vir Yeshua dan vir 3 jaar volg? Het Yeshua gesien wat sy wonders doen, Yeshua? Judas gesien wat sy wonders doen, Yeshua? Ja. Het Judas self die evangelie gaan verkondig? Ja. Wat sê Yeshua in Matteus 7? Selfs die wat geprofeteer het, wat siekes genees het, wat selfs hulle wat my nie ken nie, julle gaan nie in die ewigheid kan inkom nie. Gaan nie die ewige lewe kan beerwe nie. Gaan weg van my af, want ek ken julle nie. Vers 11 sê, want Yeshua het geweet wie hom sou verraai, daarom het hy gesê, julle is nie almal rein nie. En vers 12, toe hy dan hulle voete gewas en sy boeklere geneem het, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? En dan sê vers 13, julle noem my meester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here en die meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was? Eenmal 'n jaar? Disippels is verplig om mekaar se voete te was. Om mekaar se voete te was. Want ek het vir julle 'n voorbeeld gegee om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Net soos wat ek vir julle gewys het, ek het vir julle 'n rolmodel gegee. Voorwaar ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom stuur nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle wat dit doen. So hierdie gedeelte kom leer Yeshua ons hoe om belangrik te wees in sy koninkryk. Dis heeltemal die teenoorgestelde van wat die wêreld jou leer om belangrik of groot te wil wees. Om 'n pos te betree of om raak gesien te word deur almal. Yeshua kom leer ons dat liefde gaan oor in aksie. Paulus getuig later oor Yeshua en sê in Filippense 2 vers 7, Yeshua het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. Met ander woorde, Yeshua verklaar sy liefde in die wyse hoe hy opgetree het. Yeshua weet sy uur kom. Hy weet hy is op die weg na die Vader. Yeshua staan op en stelde sy liefde ten toon. Aan selfsugtige, selfgesentreerde, selfgeabsorbeerde disippels wat net geplaas oor wie die grootste gaan wees. Yeshua is lief vir hulle en gee vir hulle 'n voorbeeld, 'n model van hoe hulle moet lief hê. So Yeshua leer ons wat dit beteken om lief te hê. Ons het gesien, liefde tree op. Liefde gaan oor en tree op. Liefde is onbaatsigtelik, dit tree op. Liefde sit nie op die rusbank, op die couch by die huis en verwag alles nie. Nee, is nie liefde nie. Liefde is nie bossie en stuur almal, sjant almal rond. Liefde gaan oor in aksie. Kan die mense in jou huis sien, jy het Yeshua se liefde in jou? Vra 'n bietjie vir jouself daai vraag af. Kan mense in jou huis sien dat jy 'n disipel is van Yeshua? Want liefde tree op. Kan die mense in die kerk sien dat jy 'n disipel? Want 'n disipel tree op, liefde tree op. Die tweede ding wat Yeshua ons leer oor liefde is, as jy liefde gee, en hierdie gaan 'n paar mense nou regtig raak, want dit het my geraak. As jy liefde gee, as jy 'n disipel is, word dit baie keer verwerp. In Johannes 13 vers 2 staan, en gedurende die maaltyd, die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. Dit is moeilik om iemand te lief te hê wat jou verwerp. Dit is baie moeilik. Die vraag is, hoe kan Judas, wat 3 jaar saam met Yeshua geloop het,
3 jaar sy geldsak gedra het, Yeshua se liefde verwerp. En homself gegee vir Satan, vir 30 silwerstukke. In Johannes 13 vers 27 staan, en nadat Judas die stukkie brood by Yeshua geneem het, het die Satan hom ingevaar, en Yeshua sê vir hom, wat jy doen dit haastig, want my uur het aangebreek. Yeshua het al in Johannes 6 gesê, het al vir sy 12 disippels gesê, een van julle is nie opreg nie. In Johannes 6, ons is nou in Johannes 13. Hoor wat sê in Johannes 6 vers 70, het ek nie julle 12 uitverkies nie? Het ek nie julle 12 uitverkies nie? En een van julle is 'n duiwel. En dan gee Johannes 'n verduideliking en sê in Johannes 6 vers 71, en hy het bedoel Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hy sou hom verraai, hy wat een van die 12 was. Jy sien Judas se eie ek, Judas se eie hebsug, Judas dryf na sy eie ambisie, sy t-shirt, sy horlosie, sy geldsak, sy dinge, sy kar, sy job, sy goedjies. Judas is geplan met dit. Dit het hom die onvermoë gegee om lief te hê. En dis hoe die wêreld ons insluk. Want kan die disippels van Yeshua opstaan asseblief? Kan die disippels van Yeshua, it's time to rise. It's time to serve with love. Ag nee, moet ek dit weer doen? Hier's 'n fees, ek gaan nou nie hierdie jaar help nie. Ek wil ook net 'n bietjie sit en ontvang. Waar staan dit in die woord? Het Yeshua dit ooit gedoen? Jy sien, trots, hebsug en eie belang is karaktereienskappe van die vyand, en dit kan nie lief hê nie. Dit breek eenheid in die liggaam. Want dit is self, ek, my wil, my dinge, en dit breek unity. Is dit hoekom Yeshua bid in Johannes 17, al die beloftes? Laat daar eenheid wees. Laat daar liefde wees. Jy sien, Judas kon nie lief hê nie. Maar hy kon self die koning van alle konings verraai. Want dit wat jy doen, dis wat jy doen as jy jou eie ambisies nastreef. Ons weet Judas het later hierdie selfde aand, daardie selfde aand, 'n paar ure later, het hy Yeshua verraai met 'n soen. Dit terwyl Yeshua hom aanspreek as vriend. Yeshua leer ons wat ons doen. Yeshua leer ons wat liefde doen. Want Yeshua weier om met geweld op te tree teenoor Judas. Die een wat hom verraai het. Die een wat gesê het, ek sal loyaal wees teenoor jou. Ek sal by jou wees, ek sal jou disipel wees, ek sal jou vervolg. Verraai my vir 30 silwerstukke. Wat doen Yeshua? Hy sê vir Judas, my vriend. Wat 'n groter liefde is daar? Johannes 15 vers 13. As die een wat sy lewe gee vir sy vriend, nee. Yeshua kies om nie in woede te reageer nie. Vir die een wat hom verraai nie. Yeshua leer ons in sy oomblik van grootste nood, in Yeshua se benoudste oomblik, in die tuin van Getsemane, toe sy sweetdruppels in bloed verander, dis die term hermadosis. Dis die ergste vorm van angs. Yeshua het alle vrees, alle angs op hom geneem, al my en jou vrees, al my en jou angs, in die tuin van Getsemane, en hier stap Judas in, sy disipel, om hom te verraai met 'n soen. Het Yeshua geweet dit is wat Judas gaan doen? Ja, presies. Yeshua leer ons in sy oomblik van grootste benoud en nood, leer hy ons om dieselfde te doen. Om in liefde te reageer. En dis moeilik, nee. Dis moeilik om liefde te betoon vir die een wat die heeltyd op die rusbank bly, die een wat my die heeltyd uitskel, die een wat my die heeltyd aanval. Dis moeilik om liefde te toon teen die Judas in die kerk, is dit nie?
Yeshua leer ons, you still wash their feet. Yeshua leer ons wat dit beteken om lief te hê. En liefde, nommer 3, word geopenbaar. Dit word nie in 'n kamertjie eenkant vir jou gesê nie, dit is daar vir almal om te sien. Dit word geopenbaar. Yeshua openbaar sy liefde deur sy disippels se voete te was, sodat sy disippels en ons dieselfde kan doen. Mekaar openbaarlik liefde kan hê en te dien. Nie skelmpies nie. Nee, openbaar liefde hê deur op te tree in aksie, al word dit verwerp. Johannes sê in 1 Johannes 3 vers 18, hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Yeshua het vir hulle kom wys, liefde tree op. Yeshua se liefde is liefde waar jy jouself verneder. Liefde wat verwerp word, maar wat nog steeds oorgaan in aksie. Liefde wat geopenbaar word. Liefde is nie net tentoongestel in die bovertrek waar Yeshua hulle voete gewas het nie. Nee, Yeshua het sy liefde vir hulle openbaar in die publiek die volgende oggend op die kruis vir almal om te sien getoon. Dit was 'n publieke aanskouing van Yeshua se liefde vir almal om te sien. Yeshua het die hele tyd vir hulle gesê wat gaan gebeur. Maar omdat hulle vasgevang was oor hoe groot ons gaan word, kon hulle dit nie verstaan nie. Kan ek jou vra, verstaan jy hierdie Pesach waartoe Yeshua jou roep, of is jy bekommerd oor jou eie ambisie, jou eie dinge, jou eie petrolgeld, of wat dit ook al is? Kan jy verstaan waartoe roep Yeshua my en jou om aan tafel te kom sit? Hoekom het Yeshua die hele tyd vir hulle gesê wat gaan gebeur, wat gaan met hom gebeur? Wanneer dit gaan gebeur? Want wanneer dit gaan gebeur, kon hulle terugkyk en gesê, maar hy het dit die hele tyd vir ons gesê. Toe Yeshua in die bovertrek Petrus se voete was, toe sê Yeshua vir Petrus, jy verstaan nie, maar jy sal later tot insig kom. Jy sal uiteindelik verstaan. Want hierdie is my les aan julle oor om jouself te gee as 'n lewende offer. Dit wat julle in die week voor Pesach se Torah porsie, parasha geleer het. Hy roep jou om jouself te gee. Want onthou, hoe nederig jy is, hoe nederiger jy word, hoe meer jy jouself, die eie ek neerlê, hoe groter is jou vermoë om lief te hê. Miskien roep jou familie uit, miskien roep die geestelike familie uit vir jou om die dag te begin lief hê. En om jou hoogmoed en jou hebsug te los. Petrus het nie dadelik daar besef nie. Miskien besef ek en jy dit ook nie vanaand, dat Yeshua praat met my en jou nie. Maar hy het later in sy lewe daardie belangrike les van Yeshua, sy nederige liefde wat hy geleer het hy verkondig. Want hoor wat sê Petrus later in sy lewe. Hy sê later, verkondig hy self in 1 Petrus 2 vers 21 tot 24, want hiertoe is julle geroep. Ons word geroep na 'n tafel toe, nê? Hoor wat sê Petrus later in sy lewe. Hy verkondig dit in 1 Petrus 2 vers 21, want hiertoe is julle geroep, omdat Yeshua ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Is dit nie amazing nie? Petrus het tot sy sinne gekom. Petrus het besef wat Yeshua gedoen het. Petrus het ontslaag geraak van sy eie hebsug, hoe groot hy gaan wees in die koninkryk. Hy was dalk waarlik gesif soos koring. Petrus het verstaan, Yeshua se liefde is nederig. En die mense in my huis, en die mense wat Abba Vader op my pad gestuur het, en die familie waar ek geplant is, het my
het Yeshua liefde nodig. Jy is nie net daar om te ontvang, jy is daar te serve. Yeshua liefde hou 'n wag voor sy mond. Yeshua liefde skel nie uit nie, lieg nie, praat nie sleg nie, dreig nie, oordeel nie, nee, gee alle oordeel oor aan hom wat regverdig is. Yeshua het ons kom leer om lief te hê, deur jouself te offer. En die vraag is, sal jy jou liefde vir Yeshua betoon, deur sy hande en voete te word, in 'n donker, donker wêreld? Jouself gee in toewyding in sy koninkryk. Jou self onderwerp aan hom, want hy sê, 'n disipel was voete. Met ander woorde, is disipel raak ontslaaf van hoogmoed, selfgesentreerdheid en groot te wees en raak dienskneg. 'n Disipel weet hoe om 'n dankoffer te bring, sondeoffer te bring, dat my voete gewas word, want ek is vuil in my daaglikse wandel. Ek tel my kruis op daagliks. Yeshua het vir Petrus gesê in Johannes 13 vers 10, hy wat gewas is, dit niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein, en julle is rein, maar nie almal nie. So Petrus en die disipels het nie 'n hele bad nodig gehad nie, hulle moes net hulle voete was. En Yeshua sê, Petrus, jy glo klaar in my, jy glo klaar in my. Hier is ons net so 'n bietjie hoogmoed en selfgesentreerdheid en hebsig in jou. En ek wil hê jy moet aan tafel kom sit saam met my. Ek wil hê jy moet saam met my die brood breek en die druiwe sap. Yeshua doen al hierdie voor hy die brood breek en vir hulle sê maar hierdie en vir hulle 5 hoofstukke vertel wat gebeur. Jy sien, Yeshua leer ons wat dit beteken om lief te hê. Die laaste een is liefde word opgeroep. Eerste een is liefde word tentoongestel. Tweede een is liefde word verwerp. Derde een is liefde is 'n openbare daad. Ja, liefde word geopenbaar deur na die laagste vlak toe te reik. Die vuilste werk te doen. Na die eenvoudige behoeftes om te sien van ander. Dit is alles opofferend, onbaatsigtig. En dan liefde word opgeroep. Liefde word hier opgeroep, want in Johannes 13 vers 12 tot 17, toe hy dan hulle voete gewas het, sy boklere geneem het, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Here, en julle is reg, want dit is ek. As ek dan die meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Voorwaar ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as 'n heer nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. So nou het Yeshua ons kom leer wat dit is om 'n disipel te wees. Dis nederige liefde, onbaatsigtelike liefde. Jy kan nie lief hê as jy nie bereid is om jouself te offer. En dit is die les. Liefde soos hierdie. Wees onbaatsigtig lief, nederig, in die mees nederige, eenvoudige noodsaaklikheid van die lewe. Dis 'n oproep van Yeshua aan sy volgelinge, aan sy bruid. Yeshua sê, as ek julle koning is, as ek julle voete kom was, kan julle self nie ook verootmoedig nie, en mekaar se voete was nie? Kan jy nie self ontslaa raak van daai hebsig in jouself nie? Jy sê, jy word wie gewas te word nie. Wat as ek en jy hierdie Pesach begin sê, Yeshua, ek wil regtig 'n ontmoeting met U, ek wil regtig aan die tafel kom sit, kom deurgrond my hart, kom mold my hart, as daar enige hebsig, selfgesentreerdheid, hoogmoed in my is, kom was my skoon asseblief. Jy sien, ons baklei in families en in 'n geestelike familie, want ons word nie raak gesien nie. Of niemand vra my om deel te wees nie. Yeshua leer ons, jou vermoë om lief te hê as my disipel, is direk gekoppel aan jou vermoë om jouself te verneder. Om jouself neer te lê. Yeshua roep ons om waarlik lief te hê soos wat hy liefhet. So hoe leer Yeshua sy disipels om lief te hê? Deur dit vir hulle te betoon,
deur hulle lief te hê. Hy wys dit. Hoe wys jy vir disippels van jou hoe om lief te hê? Deur hulle lief te hê. Hoe gaan die kerk leer om lief te hê? Hoe gaan die kerk leer dat daar eenheid is? Deur mekaar te begin lief hê soos wat Yeshua lief het. Deur dood te gaan aan ons selfgesentreerdheid, eie ek, en deur voete te was. Hoe gaan die kerk leer om in eenheid op te staan as die liggaam van Yeshua? Deur lief te hê. Yeshua sê in Johannes 13 vers 17, as julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. Salig is julle as julle dit doen. Gaan oorgaan in aksie. Yeshua roep ons om aan tafel te kom sit. As jy opofferende, onselfsugtige, onbaatsigtige, nederig liefhet, sonder enige gedagte aan persoonlike gewin, persoonlike vervulling, persoonlike bevrediging, volkome toegewydheid aan Yeshua, sal jy ware vreugde in jou lewe vind. Jy sal saligheid uitvind. Ek wil afsluit. Psalm 119 vers 1 tot 31 sê, hoe geseënd is die wat in die weg van Jotewawwe wandel. Hoe geseënd is die wat op hom vertrou. Hoe geseënd is die wat die woord van Jotewawwe hoor en dit shema, hear, listen and obey. Oorgaan in aksie. As jy dit doen, is jy geseënd. Onthou Yeshua se eie dood was in sy gedagtes, terwyl hy sy disippels se voete was. Kan ek gou vir jou vra? As jy weet, jy gaan môre 9 uur deur mense wat se voete jy nou moet was, gekruisig word, sal jy daai persoon se voete kan was? Dis hoe lief ons moet hê. En ons kan dit net regkry as ons doodgaan aan onsself. Daar was nie bitterheid in Yeshua se gedagtes nie. Daar was nie bitterheid in sy gedagtes oor sy dood nie. Daar was nie opstand in sy hart teenoor Judas nie. Daar was nie bitterheid teenoor Judas nie. Ek dink die liefde van Yeshua vir Judas net, dit het sy hart gebreek. Daar was nie haat in Yeshua nie. Daar was geen woede in Yeshua nie, nooit. Daar was geen wrok in hom nie. Nooit. As Yeshua ons leermeester, ons leer om nie wrok in ons te hê nie, nie woede in ons te hê nie, nie haat nie, nie opstand, nie bitterheid nie. Hoekom doen ons? Hoekom doen ons? Nie een van hierdie dinge was in sy gedagtes nie. Al wat in Yeshua se gedagtes was, I will serve you because I really, really love you. Ek het jou lief. Yeshua het hulle saam geroep aan die tafel. Saam eet reg deur die woord is 'n simbool van vrede en eenheid. En wanneer ons nou vir 'n oomblik wil ek jou vra as jy dit op die hart het om vanaand wie ook al Heilige Gees nou op jou hart sit om na iemand toe te loop, 'n bak te gaan kry en iemand se voete te was. Wat ons ook al vir ander doen ons asof ons dit vir Yeshua doen. En jy moet dit ook kan ontvang want Yeshua stuur. Ek en jy is Yeshua se hande en voete op aarde. Kan jy vanaand ervaar dat Yeshua voor jou kom sit, jou voete was? En sal jy ook kan toelaat dat Yeshua deur jou iemand anders se voete gaan was? Yeshua sê as jy my disipel wees, doen so. Doen so. En daarom gaan ons nie die doen aksie nog verder in ons lewe en in hierdie kerk uitstel nie. Ons gaan oorgaan in aksie, liefde gaan geleef word.
Ons gaan oorgaan en ons gaan mekaar se voete was. En dan daarna gaan ons saam die brood breek. En ons gaan kyk waantoe roep Yeshua ons om aan tafel te kom sit. En ons gaan saam die brood breek saam met Yeshua, want ons wil by hom sit. En terwyl ons die voete was, kom ons lê onsself neer. Kom ons lê onsself neer en kom ons wees onbaatsigtelik lief, soos wat Yeshua lief was. So voor ons gaan, kom ons bid net so saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie dat ons vanaand hier by mekaar kan wees. Dankie vir u goedheid, Abba. Dankie vir u liefde. Vader, dankie dat u ons liefhet, dat u ons so liefhet, dat u u enige gebore seun gestuur het. En Vader, vanaand wil ons daardie liefde wat Yeshua getoon het, vir sy disippels, vir die wat hy liefhet, so wil ons dit vanaand ook toon. Ons wil waarlik u disippels wees, en daar waar hierdie selfgesentreerdheid en hierdie eie ek en hierdie hebsug in ons is, kom stroop ons daarvan, kom verander hierdie hart, van eie ambisieuse drome, na 'n hart wat net klop vir u. Come have your way in this place. Ons eer u, Vader. Ons loof en ons prys u. Dat net u wil nou geskied. Ruach, come have your way in this place now. Ek bid dit in Yeshua se naam. Amen. Amen. Dylan gaan vir ons worship musiek